Dis hy. Okay, ek dink ons kan begin. Ja, so die wat nie weet nie, ons reeks se naam is Superkosse en ons sluit vanaand af. Vir die eenvoudige rede dat ek net besef het, soos wat ek hierdie kosse nou navorsing doen, ek besef maar net julle dat alles wat God gemaak het, is regtig bonatuurlik, eksponensieel goed vir ons liggame. Ek sê vir my man, dit is al so vervelig vir my, want al hierdie goed werk teen kanker, al hierdie goed verbeter hartgesondheid. Ja, dit voel vir my, ag nee Here, of nie ag nee nie, maar is al hierdie goed so goed. Dit is nou naand vervelig, die voordele hou net aan en aan en aan. Dit klink baie sleg om dit so te moet sê. Ek sê dit eintlik net tong in die kies. Ekskuus dat ek so maak. Maar ja, dit is die realiteit dat alles wat God gemaak het is regtig baie, baie goed vir ons. En ek hoop aan die einde van hierdie reeks sou die wat al van hierdie video's gekyk het, ten minste bietjie meer opgewonde wees en net meer oop wees vir dit wat in die natuur is en dit nie sien as dieetkos nie. Maar dit sien as deel van God se absolute goedheid wat hy vir ons gee om te eet. Dat dit ook nie 'n straf is nie en dat mense kinders ook so groot maak dat dit wat God gemaak het is goed vir ons en ons mag dit geniet. Ja, so dit is maar die hart en die passie van hierdie reeks. Miskien sal ek volgende jaar, ek weet nie, weer aangaan. Dit voel net vir my alles wat God gemaak het is goed, okay, alles is superkosse. Maar ja, kom ons spring weg. Die wat nie weet waaroor hierdie platform gaan nie, Back to Eden is 'n oproep en 'n platform geskep om ons te neem terug na Eden toe, terug by die beginsels wat God vir ons in die woord gesit het rondom hoe om te leef, hoe om te eet. So ek is baie opgewonde. Die Here het al lankal met my klomp planne en inspirasie eintlik kom deel vir Back to Eden, want soos wat ek met mense werk en gesondheid, besef ek net, julle gesondheid is so 'n klein gedeelte. Die mens se siel moet gesond wees, die mens se gees moet gesond wees, vir jou liggaam om gesond te wees. En dis die hart van die platform. So ek is baie opgewonde om 'n podcast te begin op hierdie kanaal. Ek gaan nog steeds, dink ek, 1 keer 'n maand of 2 keer 'n maand, dink ek, sal ek oor gesondheid praat, maar ek het soveel kenners en soveel mense in my omgewing wat al die pad met die Here stap en baie mense al gehelp het in verskeie areas. So hierdie platform gaan kom ons praat oor mense se getuienisse. Iemand kom op en deel 'n getuienis. Iemand, 'n mamma deel oor hoe maak jy kinders groot in die Here se weë. 'n Arbeidsterapeut kom deel oor wat sien sy in praktyk, hoe die mensdom sekere gewoontes doen en sekere beginsels van God laat gaan en nou sukkel gesinne. So ek is verskriklik opgewonde oor daai gedeelte en dit sal dan met tyd sal dit bykom op hierdie platform. Ek sal nog steeds die gesondheid gedeelte handhaaf, die bietjie wat ek ken en verstaan. Maar in elk geval, julle wat nou al hier is, weet waar hierdie platform gaan, so ons kan aangaan. Die wat nie op my groep is nie, is welkom om aan te sluit. En dan kan ons wegspring. Wortels en beet. Kom ons begin by wortels. Julle, dis my so interessant en lekker om oor hierdie te praat. So, net vir interessantheid, wortels se wetenskaplike naam is Daucus carota subspecies sativus. Dit is in die snaakse woord met verskriklik baie vokale plantfamilie. Gaan nie probeer om dit uit te spreek nie. En dan is daar 2 tipies gekultiveerde wortels. So dit wat in die Oosterse of Asiese gebied gekweek word, is pers. Ek sal nou vir julle foto's wys vir die wat nie weet nie. En dan die westerse wortels is oranje. En bronne wys dat daar omtrent 80 verskillende tipe wilde wortels is, wat geëet was wêreldwyd duisende jare terug. So, ja, daar is verskriklik baie tipes wortels. Ek weet nie wie van julle ken die maatskappy Living Seeds in Meyerton nie. Hulle het verskriklike oulike sade, heirloom seeds noem hulle dit. So as jy op soek is na goeie kwaliteit sade, sal ek hulle ondersteun. Maar hulle het verskriklike interessante wortels. Ek gril vir die goed wat hulle het. Dis regtig vreemde, mens kan nie dink dis lekker nie, maar dit is eintlik heerlik. So daar's regtig meer as 'n oranje wortel vir die wat nie weet nie. So hier sommer net 'n foto van die perswortel, die oranje wortel en dan sommer net so 'n prentjie van tipes wortels wat mens kry. Hierdie is verseker nie alles nie, daar's baie meer, maar hierdie is die algemeenste kleure, kan ek maar sê, wat gebruik word wêreldwyd.
Vir interessantheid, ek gaan nou nie alles lees nie, maar 1 koppie opgesnyde rou wortels bevat, ek wil hê julle moet let op die kalorieë, 52 kilokalorieë, dan het dit 3,6 gram vesel en 6,1 gram suiker, wat baie min is. So as jy kyk na die hoeveelheid vesel teenoor suiker, is dit 'n baie goeie ratio, en dit beteken baie van daai suiker word eintlik afgebreek of vertraag in die bloedstroom deur die vesel. En dan wat wonderlik is, 'n koppie wortel bevat meer as jou daaglikse volumes wat jy nodig het van Vitamiin A. En ons sal nou sien hoe belangrik is Vitamiin A vir ons gesondheid. So jy letterlik 'n koppie wortels, dan het jy genoeg Vitamiin A in. Ja, dis nogals ongelooflik. Dan het ek sommer ook die voedingswaarde van wortelsap opgesit. Baie mense is lief vir wortelsap, maar daar's nogals 'n paar opmerklike verskille tussen wortelsap en gewone wortels, So kalorieë is meer, is amper dubbel soveel. Dit maak nie vir my soveel saak nie, dit is maar net vir die wat dit interessant sou vind. Baie minder vesel, 1,9 gram wortels, opgesnyde wortels 3,6 gram, en dan suiker, 9,2 gram suiker, teenoor die 6,ietsie gram wat wortels, opgesnyde wortels het. So, aansienlik meer suiker, baie minder vesel, maar, as jy kyk na sy Vitamiin A, hy het 2 keer soveel Vitamiin A in. Hy het verskriklik baie kalium in, Vitamiin K in. B6 het hy ook baie in, Vitamiin C. Ek weet hierdie 20s en 29 lyk min julle, maar meeste goedjies het ons eet soos 1 of 2% in van wat ons nodig het. Hierdie DV staan vir jou daily volumes, of dit wat jy daagliks, of daily values, dit wat jy daagliks nodig het volgens hoe kan ek sê, volgens wetenskap. So ja, dis eintlik baie voedsaam, baie hoog in vitamines. Okay, gesondheidsvoordele van wortels. Julle, as jy 'n wortel sien, en as jy bietjie mooi kyk, mens gaan nou nie sien op die foto nie, maar kyk net, die wortels lyk soos oë, Selfs as jy hom in die halfte sny, of jy sny hom dwars deur, jy sny hom in sy deursnee, dan sal jy sien, dit lyk soos 'n oog, dit lyk soos 'n iris, en dan rondom die oogbal. So as jy dink aan 'n wortel, dink aan oë. So Vitamiin A, of die beta-karotene, dit is die voeding, of dit is die kan ek sê die komponent wat in wortels is, wat omskakel na Vitamiin A toe, en dit is verskriklik hoog. Okay, so dit bevat luteïen, baie mense weet, mense kry selfs so aanvulling wat luteïen bevat, en dan zeaxanthin, dit is die 3 faktore wat bydra tot ooggesondheid. So, julle Vitamiin A tekort lei tot nagblindheid, dan totale blindheid. Dit is baie interessant julle, maar Vitamiin A tekort is een van die siektes wat die maklikste met Vitamiin A aanvullings hoe kan ek sê, behandel kan word om blindheid te voorkom. Die regte bewoording is, Vitamiin A tekort is die nommer 1 rede vir voorkomende blindheid wêreldwyd. So dit kan voorkom word. So ja, dink bietjie aan jou oë as jy dink aan jou wortelinname. Dan beskerm dit teen makulêre degenerasie en blindheid en selfs katarakke. So as jy begin om ouer te word, eintlik as jy jonk is, as jy kind is dit net so belangrik, maar veral want dit is voorkombaar. Daai ouderdomverswaktheid van jou oë, of ouderdomsverswakking, kan ek maar sê, verswakking met ouderdom, kan voorkom word, of kan verbeter word, of noemenswaardig stadiger plaasvind, as ons net genoeg Vitamiin A inneem, en dit is in jou wortels, dit is in jou yskas, hoe wonderlik is dit nie? So ja, kom ons kyk na die antioksidante. So, dit is 'n gesondheidsvoordeel, hoekom ek so sê, is meeste kroniese siektes ontstaan as gevolg van oksidatiewe stres en vrye radikale. So dit is nou goeie soos toksines wat ons inneem, stres van ons, sê maar jou stres net in jou daaglikse lewe, as jy slegte kosse eet, ligbesoedeling, slegte water, geneesmiddelgebruik, chemiese, net toksines wat ons inkry, dit alles gee vir ons liggaam oksidatiewe stres en vrye radikale, en dit is wat ons selle siek maak, En 'n manier om hierdie goeders teen te werk, is deur baie hoë antioksidante in te neem. Antioksidante is soos die ninjas wat hierdie goeders beveg, en die effek daarvan op jou liggaam noemenswaardig minder kan maak. So,
die hoë antioksidantwaarde van wortels verminder die risiko van ernstige kroniese siektes. Daar was 'n studie wat gedoen is, ek sal nou meer ingaan oor kanker, maar as gevolg van die hoë antioksidante in wortels kan 'n DNA-skade en inflammasie stop of beveg. En so help dit om kanker teen te werk. Die tipe antioksidante wat hierdie voordele gee, is die vitamien C, beta-karotene, lycopene, luteïn, zeaxanthin, polyphenols, succinic acid of suur, die lactaatsuur, klomp goeders, julle kan dit lees, maar dit is al die antioksidante wat hierdie eienskappe gee, of wat voorkomend kan wees vir kroniese siektes. Ek het sommer net hierdie oulike prentjie, as jy mooi kyk, jy kan al hierdie goed in jou dieet inwerk, wortels, knoffel, suurlemoen, tomaties, appel, broccoli, swart druiwe, walnuts of okkerneute, turmeric, eie, groentee en pepers, daai green peppers en red peppers. Dit kan jy alles baie maklik in jou dieet inwerk. So, het voel net vir die Here gee vir ons die antwoorde, ons moet net hierdie goed in ons kaste kry, en in ons yskas en in ons maag inkry. Dan 'n wonderlike een, dit verlaag die risiko van hartsiektes en beroerte. So wortelsap bevoordeel hartgesondheid deurdat dit die oksidatiewe stres verlaag. Weereens julle baie hartsiektes begin as gevolg van oksidatiewe stres. Dit is nou weer eens goed wat ons eet, stres blootstelling, ligbesoedeling blootstelling, dit veroorsaak skade aan ons selle en so begin siektes op 'n cellulêre vlak en dit speel dan uit as 'n hartaanval of het hoë cholesterol wat dan 'n beroerte en al sulke goeders kan veroorsaak. So die hoë plasma beta-karotene, met ander woorde die hoë vitamien A wat in wortels is, gee jou 'n baie lae risiko vir aterosklerose, met ander woorde vetaanpaksel in die are. So dis wonderlik, dit verlaag daai risiko vir vetaanpaksels en dan die hoë vesel in wortels, verhoog galproduksie. Jou galblaas skei gal af en dit help dan om die slegte cholesterol of die vet te verteer. So dit is hoekom ons sê wortels kan help vir hartsiektes, is omdat dit die vet uit die are uit kan verwyder of verminder en dit kan ook help die liggaam se eie vermoë wat hy het, omdat as jy 'n galblaas het, dan het jou liggaam die vermoë om vette te verteer. Dit help daai werking aan. So dit is nogals wonderlik. Die vesel verwyder die oormatige LDL, jou slegte cholesterol, en die kalium in wortels help om gesonde bloeddruk vlakke te handhaaf. So, dit is die redes vir hoekom dit help vir hartgesondheid. Ek het hierdie getuienis gedeel op my groep. Die vrou het eintlik sy het 'n hele getuienis oor endometriose gegee. En toe het sy net aan die einde gesê, ek het nou maar net letterlik haar woorde so neergesit. My man drink ook nou Barley Life en Just Carrots en Cellspark en sy cholesterol is af vandat hy dit gebruik. Maar ek voel, ek weet Barley doen definitief ook dit, kan ook jou cholesterol verlaag, maar ek voel Barley en Just Carrots saam, 'n wortelsap saam, kan jou cholesterol noemenswaardig afbring. Okay, dan beskerm dit teen kanker. Die antioksidant met die naam carotenoïdes, dit beveg leukemie en verminder die risiko vir prostaat, ovarium en borskanker. So daar is 'n studie gedoen, vroue met 'n geskiedenis van borskanker. Hulle het 'n groep van hierdie vrouens gevat en hulle het vir hulle 240 ml soos 'n koppie vars lemoensap en wortelsap gegee oor 'n tydperk van 3 weke wat hulle dit elke dag gedrink het. En wat hulle gevind het is, die antioksidante in hulle liggame het baie opgegaan, het vermeerder. Die oksidatiewe stres het afgegaan. En soos wat ek vir julle gesê het, oksidatiewe stres bevorder kankergroei. So hulle die ding wat kanker kan laat groei, dit het die wortelsap afgebring. En dan is daar ook 'n studie gedoen om te bewys dat wortels verlaag mans se risiko vir prostaatkanker. En dan is daar nog 'n studie gedoen wat gewys het om as jy wortels eet,
Ek dink veral die vesel in wortels, julle sal nou sien as ons by daai gedeelte kom, dit voorkom gastriese kanker. Gastriese kanker is die derde grootste rede vir dood, as jy kyk na kankers. Dit is die kanker met die derde grootste mortaliteit syfer. En dan is dit ook moontlik 'n behandeling vir leukemie. Hulle doen nog navorsing daaroor. Dan hou dit jou mondhygiëne in stand. Dit is maar net as gevolg van, daar's antibakteriële minerale binne wortels, en hierdie kan gaatjies en tandbederf voorkom. Ek wil ook maar net sê met hierdie goed, dit help ook nie, jy eet die hele dag lekkers, en dan eet jy een wortel, en dan dink jy gaan nooit gaatjies kry nie. Dis ook nou nie hoe hierdie werk nie. Dieselfde met al hierdie voordele, jy kan nie elke dag olierige kosse eet en een wortel eet en dink dit gaan kanker weghou nie. So dis maar net belangrik om dit te noem. Ek dink partykeer is ons bietjie naïef oor hierdie tipe goeder, so ek noem dit maar net. En dan, baie belangrik, as jy dit na 'n ete eet, dan kan dit plaak en vlekke van jou tande af verwyder. En dit dien ook as 'n besem wat jou spysverteringskanaal skoonskrob. So dis 'n lekker enetjie om te onthou, as jy lus is vir ietsie soets na ete, eet 'n wortel. Jou liggaam gaan vir jou baie dankie sê. Dan velgesondheid en wondgenesing. So jy kan sien, daar's 'n ou pleistertjie geplak op daai wond op die prentjie. Maar weer eens die faktore of die komponente wat verantwoordelik is vir hierdie eienskap is die beta-karotene, luteïen en likopene. Dit verbeter velgesondheid. So beta-karotene is baie belangrik vir wondgenesing en dit bevorder spoedige genesing, dit verminder tekens van inflammasie en dit beveg infeksie. Hierdie is goeders wat jy bykomend doen, né? Jou wortelsap of jou wortels wat jy eet by sê maar 'n wond, as jy nou 'n wond het, dit is bykomend. Dis nie noodwendig te sê jy het nou hierdie massiewe, sê maar jy's 'n diabetes, het hierdie massiewe seer op jou been. Jy eet elke dag net 'n wortel nie, né? Ek maak dit net duidelik julle, want soos ek sê, ons het maar snaakse idees oor goeders. Okay. Breingesondheid en kognitiewe funksie. So dit kan geheue en kognitiewe funksie verbeter. Dit kan selfs help om Alzheimer te voorkom. En dan dit beskerm teen kognitiewe agteruitgaan. Dit is as gevolg van die verlaging in oksidatiewe stres. En dit kan ek vir julle sê met amper alles wat God gemaak het. Amper alles wat hy gemaak het, is baie hoog in antioksidante en sal daarom hierdie tipe siektes kan help voorkom of vertraag. So ons moenie dit wat ons Skepper gemaak het onderskat nie. Dan belangrik, ondersteun jou spysverteringskanaal. Baie interessant vir die wat nie weet nie. So wortels bevat oplosbare en onoplosbare vesel. So die wat nie weet wat die verskil is nie. Oplosbare vesel is vesel, die ding wat jy eet bevat 'n tipe vesel wat as jy hom eet en dit meng met jou maagsappe of die water in jou liggaam, dan word hy 'n dik gel. En hierdie gel vertraag dan hoe die suiker of die glikose en vet in die bloedstroom opgeneem word. So dit word met 'n baie stadiger pas in die bloedstroom opgeneem, so dit voorkom goeie soos bloedglikose pieke of vetaanpaksels, né? En dan onoplosbare vesel, dit los nie op nie. So al is dit in water, al is dit in jou maagsure, dit los nie op nie. So dit dien eintlik soos 'n besem wat letterlik jou spysverteringskanaal skoon skrob, né? Dit maak dat jou jou stoelgang, hulle sê it's bulking, met ander woorde dit sit gewig agter jou stoelgang. En dit help dan dat jou maag gereeld gaan en dat jy nie hartlywig is nie. So die oplosbare vesel voed die voordelige kolonbakterieë en ons ondersteun jou mikrobioom. So dit is 'n baie belangrike funksie binne in jou spysvertering. Dan moontlike hulp om diabetes te beheer. So dit is as gevolg van die Vitamiin A en beta-karotene inhoud. Die hoë vesel weer eens vertraag die opname van stysel en suiker in die bloedstroom. Dit help om 'n stabiele bloedsuiker te handhaaf. So dis interessant, baie keer sê baie bronne, moenie te veel wortels eet nie, want wortels het verskriklik baie suiker in. Dit hang ook af. As jy 'n heel wortel eet met sy vesel, gaan daai suiker, alhoewel dit op papier dalk lyk, dit is 6.3 gram suiker,
lyk dit dalk baie, maar dit gaan so stadig in jou bloedstroom in as gevolg van die vesel, dat dit nie vir jou bloedglikose pieke gee nie. So daarom sou dit dan, hulle sê dit het 'n lae glikose indeks, 'n glycemic index, en dit veroorsaak geen bloedglikose piek nie, so dit is eintlik baie, baie voordelig. Dan beskerm dit teen beengesondheid. Dit bevat Vitamiin K en kalsium, dis baie belangrik vir beengesondheid. Hierdie was my so interessant. Ek wens dit was andersom, maar daar's 'n studie gedoen op GMO wortels, met ander woorde geneties gemodifiseerde organismes of GMO wortels teenoor non-GMO wortels, met ander woorde wortels wat nie geneties gemanipuleer nie. En dies wat GMO is, het 41% beter kalsiumopname in mense as gewone wortels. So, dit was my slegte nuus wat ek dog toe, nee, die goed wat non-GMO is moet die meeste hê, maar die goeie nuus is, meeste van ons eet GMO wortels. So, dit beteken, daar's teen 'n baie goeie kalsiumopname van hierdie wortels, want omtrent al ons wortels is, ja, as jy wortels reg deur die jaar kry, moet jy weet, dit is teen geneties gemanipuleer. Okay, dan help gewigsbeheer, ondersteun gesonde gewigshandhawing. Hierdie is weer eens julle die bron wat ek gekry het, julle wat al hierdie studies vir my gee, dit is 'n eerlike en 'n goeie bron. En hierdie gee nou vir mense hoop, nê? Ek gaan nou net wortels eet en dan gaan die kilos afval. Die konsep wat hulle net probeer oordra, dat wortels is 'n tipe kos met hoë vesel in, en dit beteken dat bloedglikose nie gaan piek nie. So in 'n gesonde dieet is wortels baie voordelig. So as jy sê maar kyk na, ek wil my gewig handhaaf of ek wil gewig verloor, kan jy wortels in jou dieet sit. Maar ek sou persoonlik nou nie sê, ek gaan nou 30 wortels eet en dan gaan ek 3 kg verloor nie. Dis nie hoe dit werk nie. So hulle bedoel maar net die tipe kos wat wortels is, sy vesel help dat bloedglikose nie spike nie, en dit is hoe vet ontstaan, is bloedglikose vlakke wat pieke het, en dit sit dan om in vet. So die feit dat dit ook nie 'n stysel is nie, hy het baie hoë voeding in en lae kalorieë, so dit is ideaal om gewig te handhaaf en in die dieet te inkorporeer. Okay, hoe om wortels te geniet? So julle, belangrik, organies, as dit moontlik is, organies, heel, onthou net, hierdie is baie belangrik, ek dink nie dit kry genoeg ligtheid nie, maar onthou tog, dat selfs al eet ons baie groente, julle, as ons groente bespuit is met gifstowwe, jy kry definitief daai gifstowwe in, en ek weet dit voel soos 'n onmoontlike taak, dit voel nou soos, Jene Karen, maar nou, waar moet ek nou hierdie organiese goeders kry? Maar as jy net een vir een dingetjie kan vervang, of net as jy tot jou kennis kom dat, hierdie wortels is nie eintlik organies nie, kom ek soek net vir 'n organiese wortel eers. Begin net by een ding, sou ek sê, want ons dink regtig, die feit dat ons gewrigte dalk begin seer raak, of ons kry hoofpyne elke nou en dan, ons onderskat die tipe chemikalie en die hoeveelheid chemikalie wat ons in ons kosse inkry. Dis regtig, julle, dit is baie meer as wat ons dink. So, organies is regtig die beste. Die beste is jou eie groentetuin, vir die van ons wat 4 uur in die oggend wil opstaan en dit ook nog wil aanpak. So, hou die skil aan. Ek het al daaroor gepraat, maar die skil het verskriklik baie vesel aan. Ek weet, ons wil nie altyd dit so doen nie. So, kry vir jou 'n groente borseltjie, of kry 'n borseltjie waarop jy skryf groente, en daarmee skrob jy jou groente onder water, lekker sout water, skoon. Dan kan jy die skil eet. Rou het baie meer vesel en voeding in. Gaar het weer hoër antioksidante as rou. Dis baie interessant. En dan die sap het baie meer voeding in, maar dit het ook meer suiker in, omdat daar geen vesel in is nie. Dis hoekom julle, sap is regtig, ek weet, daar's dalk mense wat dit weet, daar's dalk ander wat dit nie weet nie, maar as jy wil kyk na jou dieet, en jy wil jou gewig handhaaf, moet asseblief nie sap drink nie. Al is dit 100% sap, maar dit is nie slim nie, julle, want dit is byvoorbeeld iets wat vir jou sê maar 400 kalorieë gee, maar dit maak jou glad nie versadig nie. Verstaan julle, waar jy kon 2 of 3 appels geëet het, jy kon kos geëet het wat jou versadig gemaak het, nou het jy daai ekstra kalorieë ingekry, maar dit het jou glad nie enige iets gehelp nie. So, ek praat van selfs soos 100% appelsap, of 100%
besef dan, as jy 100% appelsap drink, besef dan dat dit is omtrent te ete. Dit is die waarde van die kalorieë daarin. Baie mense dink nie, hulle dink, kry nou 'n vruggie in. Nie regtig nie, dit is so goed, jy eet 'n stuk koek, dit is wat sap is, voel dit vir my. Baie belangrik, as jy besluit om wortelsap te doen, 'n uur na of voor koffie of tee. Koffie of tee kan nogals die voedingswaarde beïnvloed in jou sap, of net hoe jou liggaam dit opneem, kan ek maar eerder sê. En dan, as jy wortelsap gebruik, kyk asseblief vir 100% wortelsap, en op die meeste 'n koppie 'n dag. Ek sal nie sommer, behalwe as dit nie oor die suiker gaan nie, en dit gaan oor, jy kort verskriklik baie Vitamiin A, dan sou ek meer wortels gedrink het. Maar as jy kyk na jou gewig, en jy kyk na jou kalorieë, en al daai goeders, moenie meer as 'n koppie drink 'n dag nie, want dit het baie suiker in. Dit is wel goeie, dit is beter, van die betere suiker daar buite. Okay, julle, ek gaan sommer maar net deel, hoekom is ek mal oor hierdie produk. As julle mooi daaraan dink, hierdie is maar 'n 400 gram houertjie, dis regtig eintlik 'n klein houer, en hy het 9,9 kilogram se wortels in. Nou my vraag is altyd aan mense, okay, weet jy hoeveel wortels gaan jy moet eet? Soos, gaan jy elke dag vir jou so baie wortels in 'n smoothie sit, of so baie wortels in jou dieet in sit, Meeste mense sê nee. Hoe wonderlik is dit nie? Nou het jy 'n organiese sap wat jy kan aanmaak met water, en jy kry die voeding in van daai hoeveelheid wortels wat jy nie eintlik geëet kry elke dag nie. So dis hoekom hierdie 'n baie gerieflike en lekker opsie is. So, gekonsentreerde voeding, soos wat julle gesien het, ek het ons gesê, hy het oor die 200% Vitamiin A wat jy nodig het. So, as jy sukkel met slegte oë, is hierdie 'n baie lekker opsie, en 'n manier om baie vinnig Vitamiin A in jou liggaam te kry, 'n baie hoë dosis Vitamiin A in te kry. Dan gesondheidsvoordele, dit bevorder immuniteit, verhoog energie, verbeter vertering. Dis 'n maklike manier om mikronutriënte in te kry. Jy maak dit letterlik aan met water. En dan maklike vertering, vir baie mense wat sukkel met goeie soos colitis of IBS, maak vesel hulle maag seer aan die begin, totdat hulle kolon op 'n beter plek is. Dis ironies, want hulle kort eintlik vesel, maar dit sal eintlik hulle maag soms baie laat pyn. So dan is dit 'n lekker manier vir hulle om hierdie tipe voeding in te kry, sonder om met daai maagpyn te sit, totdat hulle kolon op 'n plek is waar hulle kan begin vesel inneem. So, dis maklik beskikbaar vir absorpsie, dis wat dit lekker maak. Okay, julle, dit is wortels. Kom ons kyk na beet. Okay, wat is beet? Beet is 'n groente. Ek gaan weer eens nie probeer om daai naam uit te spreek nie, maar dit is eintlik hy's in dieselfde familie as spinasie, Swiss chard. So, die blare van beet was geëet voor die bolletjie, die groente self. Dit is nogals my interessant. Waar hulle eerste opgetel het, dit word gebruik, was in Afrika, daarna het dit versprei na Asië en Europa. Die heldekleurige sap, soos wat julle nou, ons almal weet hoe 'n beet kan vlek, is histories gebruik as kleurstof. En dan die grootste produseerders tans is Amerika, Rusland, Frankryk, Poland en Duitsland. Okay, 'n koppie rou beet, weer eens belangrik, sy vesel is 3.8, suiker 9.2, so hy het bietjie meer suiker in as, kom ons sê, dieselfde hoeveelheid wortels. En dan het hy klomp goed, baie vitamines in wat nie noodwendig genoem word of nie gelys word hier nie. Goed soos thiamien, kalsium, riboflavin, niacin, pantothenic acid, Vitamiin A, Vitamiin E, Vitamiin K en selenium. Hier is 'n baie voedsame groente. Okay. Voordele van beet. Hy het ook weer eens baie hoë antioksidante. Al wat julle moet onthou is, antioksidante verlaag oksidatiewe stres en skade van vrye radikale. So dis hoekom dit so wonderlik is om hierdie kosse in te neem, want dit verhoed die risiko vir baie kroniese siektes. Die komponente wat daarvoor verantwoordelik is phytonutrients, vitamines en spoorminerale. Dit is die antioksidante of die tipe antioksidante in beet. Dan verbeter dit inflammasie. Dit klink snaaks, dit verbeter inflammasie. Dit beteken eintlik, dit verminder inflammasie. So, 'n diermodel studie wat hulle gedoen het, hulle gevind dat beetaanvulling het oksidatiewe skade
Oksidatiewe stres en inflammasiemerkers in rotte verbeter. Weereens, dis my altyd so interessant dat ons baie hoop vind in goed wat in rotte gebeur, maar nietemin, dan 'n menslike studie het hulle gevind gekookte beet en beetsap verminder inflammasiemerkers in pasiënte met hoë bloeddruk. Ok, julle, so weereens, ons het nou gesê wortels, dink ons aan die vitamine A en ons dink aan die O. Met beet dink ons aan nitraat. Ok, nitraat word stikstofoksied. So dit word 'n vasodilator. Met ander woorde, dit verbeter bloedvloei en verlaag bloeddruk. So daar's 'n studie gedoen in die British Journal of Nutrition. Hulle wys beetsap verlaag diastoliese en sistoliese bloeddruk na slegs 24 uur. Ek kan getuig hiervan. Ek het oor die algemeen baie lae bloeddruk. En toe ek net gekraam het, ek het skaars my oë amper oopgemaak, toe staan my vroedvrou met 'n glasie beetsap langs my bed, toe sê sy vir my, jy gaan nou hierdie drink, en toe drink ek dit, en ek het dit vir 'n maand daarna, want my sikmels, of mense het mos nou maar bloedvloei en al daai goeters na die tyd, gedrink, en na 'n maand, so dit het my gevoel, ek het dadelik krag, ek het dadelik energie, dit het my baie gehelp in die oomblik, en ek voel ook met die bloedverlies oor tyd, het dit baie vinnig kom herstel in my liggaam. Maar na 'n maand, toe wil ek die hele tyd flou raak, en toe is my bloeddruk so laag, toe is dit as gevolg van die beetsap, so julle dit werk. As jy hoë bloeddruk het, hierdie ouetjie verlaag definitief jou bloeddruk. Dis nie 'n maybe nie, dis 'n definitely. 2017 studie beetsap verlaag slegte cholesterol in mense met ongecontroleerde bloeddruk, né? So, hoekom dit help vir die hart is, dit verlaag dit kan slegte cholesterol help verlaag, en dan help dit om jou bloeddruk te verlaag vir baie mense wat hoë bloeddruk het, is hulle konstant, het hulle hoë risiko vir sekere hartsiektes. Ok, dit help die detox proses. Julle, beet is een van die beste maniere hoe jy jou lewer kan detox. Ok, so dit ondersteun die lewer om van gifstowwe ontslae te raak. Ek gaan hier vir julle 'n studie lees, studie in die Food Chemistry Journal. Hulle het beetsap vir 14 dae vir mense gegee, vir 'n groep mense. So wat hulle gedoen het, hulle het beetsap vir 14 dae gegee, en toe kyk hulle het stool samples, met ander woorde stoelgang, monsters het hulle gevat van die mense, en hulle het konstant die samestelling van hulle gut microbiome, hulle goeie bakterieë in hulle gut, het hulle, of net die hele samestelling in hulle gut, het hulle nagegaan, studies daarop gedoen. So wat hulle gevind het, na 3 dae, het Akkermansia vermeerder. Dit is 'n tipe bakterie, julle, deesdae kry mens Akkermansia in 'n aanvulling vorm, maar meeste mense wat sukkel met kroniese probleme, het 'n Akkermansia tekort. En dit is omdat hulle nie polyphenols inneem nie. Polyphenols kom in ons groente en ons vrugte voor. So polyphenols help ons liggaam om Akkermansia te maak. So dit maak sin dat as jy beet eet, sal jou liggaam Akkermansia maak. Dit is 'n baie kragtige microbiome. Dan na 14 dae het Bifidobacterium en Coprococcus bakterieë het toegeneem, en hulle is dit butyric acid, ek weet nie, is dit in Afrikaans butyriese suur, het hulle in die stoelgang opgetel. Nou wat dit beteken die liggaam is besig om ontslae te raak van gifstowwe. Dis wat dit beteken as hulle butyriese suur in jou, of butyric acid in jou stoelgang kry. So dit dui daarop dat beet het definitief 'n detox proses of 'n detox gevolg op jou liggaam. Dit help dat die slegte bakterieë uitgeskei word, of slegte gifstowwe word uitgeskei, en dit help jou liggaam om goeie bakterieë te kweek. So onthou dit bietjie, beet en lewer gaan saam. Dan verbeter dit breingesondheid, weer eens, selfde as met, of is nie dieselfde rede as, dis nie ook soos met wortels, die antioksidante nie, maar dit is as gevolg van die hoë nitraatinhoud. So, ouderdomverwante kognitiewe agteruitgang kan dit teenwerk, want dit verhoog die bloedvloei na sekere dele, as gevolg van die vasodilatasie, die bloedvate wat dilateer, wat oopgaan, verbeter dit breinfunksie. So jy kan dink, as daar verlaagde bloed na jou brein toe gaan jy nie helder kan dink nie. So dit is waarmee iets soos beet kan help, of nitrate. Dan ondersteun dit jou spysverteringskanaal. Weereens het dit 'n hoë veselinhoud. Dis nie so baie soos wortels nie, julle, maar as julle dink aan
Ek dink as ons bietjie net gaan kyk op ons etikette van die goeders wat ons eet, hoe min vesel daar eintlik in is 3.6 eintlik baie. So dit help ook stoelbalking, met ander woorde, dit vermeerder die hoeveelheid stoel, so dit bevorder gereelde lediging en dit werk hartlywigheid teen. En dan die hoë vesel beskerm teen siektes soos diverticulitis, aanbye en GERD, en dan dit bevoordeel kolon mikrobioom, soos wat ons nou gesien het in die detox studie, né? Dan, hierdie is ook belangrik, kan atletiese uitkomste verbeter. Hierdie is nogals wonderlik, julle. Dit is van die beste voeding wat jy vir atlete kan gee, is beetsap, mits die atleet nie baie lae bloeddruk het nie. Maar dit verbeter mitokondria funksie. Jou mitokondria is 'n organel binne in jou sel wat jou energie produseer en verskaf. So dit verbeter energievrystelling, meer energie, wat se atleet wil nie meer energie het nie. En dan is daar 2011 studie gedoen wat gekyk het na die inname van beetsap, het fietsryers se kraguitset met 2.8% verbeter. Klinkie soos baie nie, maar wat hulle gevind het is nitraataanvullings. Dis nie noodwendig net beet nie, hulle het nitraataanvullings oor die algemeen gevat, het 'n definitiewe manier hoe dit verleng jou tyd voor uitputting, met ander woorde, jy vat langer voordat jy moeg raak, en dit verbeter jou uithou vermoë, né? So, weer eens, beet is ryk aan nitraat, so beet sal dieselfde tipe uitwerking hê vir atlete, en dit het. Dan, hierdie is weer dieselfde as met wortels, kan gewigsverlies bevoordeel, hoog in vesel, laag in kalorieë. Dan, die studie is nie gedoen met beet nie, hierdie studie is gedoen met vesel oor die algemene. Studie het bewys dat 14 gram vesel per dag oor 4 maande verlaag die algehele kalorie-inname met 10% en lei tot en met 2 kg gewigsverlies oor dieselfde tydperk. Okay, so, as jy nou dink, 'n koppie beet het 3.8 gram vesel in, so jy gaan amper 5 koppies beet moet inneem om 14 gram vesel vanaf beet te moet kry. Soos redelik baie, maar ek bedoel, jy hoef nie net vesel van beet af te kry nie, jy kan dit bylas as nog 'n manier om vesel in te kry, is om beet in jou dieet in te werk. Dan interessant, dit bevoordeel postmenopause vrouens, ek het net gesê, bevoordeel postmenopause vrouens, julle gaan nou verstaan wat ek sê, ek het nou nie gesê wat dit bevoordeel nie, maar menopause verhoog die kardiovaskulêre risiko's in postmenopausale vroue. So baie keer met vrouens het nooit met bloeddruk gesukkel nie. Ewe skielik na menopause dan hulle hoë bloeddruk, of ewe skielik dan is hulle cholesterol hoog, né? Dis baie keer na menopause wat dit gebeur. So die hoë nitraatinhoud van beet verbeter die kardiovaskulêre funksie en verbeter biologiese merkers vir risiko. Dit moet elke 24 uur geneem word. So wat hulle gesien het is, elke keer na 24 uur, as die mense dan weer beet inneem, dis asof hulle dan begin die proses weer van vooraf. So dis nie van jy drink 1 keer beet en nou is daai risiko's weg nie. Jy moet elke 24 uur, so dis wat hulle net maar gesê het, as mense nie 'n horlosie stel en presies voor 24 uur hulle beet vat nie, dan daai risiko kom terug, né? So dit is maar net belangrik om daarna op te let. En dan kan dit Raynaud's verbeter, julle. So Raynaud's, hulle noem dit Raynaud's disease, Raynaud's syndrome, so uit klomp name, maar dit is wanneer jou bloedvate wat na jou vingers en na jou tone toe gaan, geen bloed toevoer nie. So dis ook om die persoon, julle kan sien hier so 'n paar vingertjies wat heeltemal wit is, daar's nie bloed daar nie, en die res is bloedrooi want die bloed hoop op daar, né? So nitrate word stikstofdioksied of stikstofoksied, soos wat ek al vir julle verduidelik het, dit veroorsaak vasodilatasie, dit kan mikrovaskulêre bloedvloei verbeter. So, wat hulle gesê het is, nitraatryke kos, soos beet, kan 'n mildelike verbetering in simptome veroorsaak. So, hier is nie te sê, dit gaan dit wegvat nie, dit kan net help met van jou simptome van Raynaud's, okay. Dan is daar, julle, beet is al vir baie jare gebruik vir baie gesondheidsredes, veral in Chinese medisyne, in klomp velde, tradisionele medisyne velde, is beet gebruik vir goed soos anemie. Ek het nou 'n vroutjie wat noemenswaardige, sy het net nou eintlik weer haar yster gaan toets om te kyk.
Sy was so moeg en pap vir so lank en ons het haar kolon skoon gemaak en vir haar beet 2 keer 'n dag gegee en sy is 'n ander mens. Sy sê sy het nog nooit in haar lewe so baie energie gehad nie. So ek sien nou uit eintlik as ons nou weer haar eister gaan toets. Maar ja, anemie, verswakte hart, lewertoksisiteit, hartlywigheid, geïrriteerdheid, rusteloosheid, ongereelde menstruasie, die herpesvirus en verlaagde libido. Dit is alles goed waarvoor beet al gebruik is. Dan beetsap, weer eens julle, hierdie is maar 250 gram houertjie, hy het 15 pond se beet in. Ek het nou nie gaan uitwerk hoeveel kilogram dit is nie, maar dit is redelik baie kilogram beet wat in hierdie houertjie is. Verbeter atletiese prestasie, bied weerstand teen siektes, dit verhoog jou immuniteit, verlaag bloeddruk, help die liggaam om te detox, ondersteun kognitiewe gesondheid en beveg diabetes. Ok, hier is hoe ons beet geniet. Binne seisoen, organies, vir my vars beet met kolle of wonde, nee, hulle sê wounds of bruises, waar beetsap uitlek. Die blare van die beet is baie ryk aan voeding. Gebruik het so spinasie. Ons almal gooi dit weg, maar gebruik het so spinasie, nee. Jy kan dit kook of braai. Braai met ander woorde soos jy sit dit in die oond, soos oondgebakte groente. Moet dit nie te lank doen nie, julle. Ons weet nou al, het ons al geleer dat hitte laat ons groente oksideer en dan het dit baie min voeding in. Okay, so as jy dit stoom, maksimum 20 minute, as jy dit in die oond sit en dit braai, maksimum 45 tot 50 minute. Jy moet amper net 'n messepunt kan insteek. Hy moet nog steeds eintlik bietjie crunchy wees of krakerig, kan ek maar sê. Eerder vars as geblik of ingelê. Ja, daai ingelegde beet is baie lekker, maar dit het maar baie ander nonsies ook in. Neeweffekte en kontra-indikasies. Dit is jammer, maar daar is maar goetertjies waarna mens moet uitkyk. As jy 'n geskiedenis het van nierstene, beet het 'n baie hoë oksalaat, wat noem jy dit, inhoud, en dit kan dan, veral as jy oksalaat nierstene gehad het, dan kan dit die proses aanhelp. Ek dink wel jy moet vrek baie van die beetsap drink om vir jou niersteen te gee as jy geskiedenis het daarvan. Nitraatmedikasie of vasodilators, nee, want dan gaan jy nou iets, as jy beet bydrink, gaan jy iets, of beet by eet, gaan jy nou, dit gaan 'n groter effek hê. So ons moet ons bloeddruk mooi kontroleer, baie lae bloeddruk, vra my, en dan sensitiwiteit teenoor hoë vesel, baie mense, soos wat IBS of colitis het, sukkel om dit te verwerk. Dan matigheid, as jy 'n diabetes is, as gevolg van hoë suikerinhoud. Weereens daar, ja, hang het maar af. Ek sal nou nie 5 liter beetsap drink as ek 'n diabetes nie, maar daar sal nog steeds vir jou baie gesondheidsvoordele wees, as jy dit kan inneem. En dan verklering van urine en stoelgang. Ek sal met my man hierdie gedeelte uit-edit, maar ek vertel dit want sy ma is nou maar ook op hierdie call. Toe hy klein was, in die kleuterskool was, toe het die juffrou baie groot geskik, want sy het gesien, joh, sy stoelgang is bloederig. Sy het so geskik dat sy vir sy ma nou moes bel en sê, hoor, hier is fout met hom. Sy sê, nee, hy het net beet geëet. So, toe hulle van daar af elke liewe keer as hy beet geëet het, 'n briefie in sy kosblik gesit, dat die juffrou net kan sien, as ietsie snaaks is, hy het beet geëet. Dis my baie oulik, maar ek sal dit maar uit-edit vir sy onthaalwe. Ok, baie dankie julle. Ek waardeer dat julle dit gekyk het, en julle moet 'n baie lekker aand hê. Vir die wat nie weet nie, waarmee ek als kan help, daar is die lysie, en daar is die kode, as julle wil scan, om die groep by te woon. Ja, baie dankie, julle moet 'n lekker aand hê, ek hoop dit was vir julle leersaam, en dan kan julle maar die groepie dophou vir verdere inligting oor die volgende tipe praatjies, maar julle kan opgewonde wees daaroor, ek is baie, dit gaan wonderlik wees. Ok, julle, lekker aand.